Môre mense, hoe gaan dit? Dis 'n mooi dag hier in Kommetjie en ek kan sê ek het van my dis die tweede keer dat ek nou in Kommetjie is en die tweede keer dat ek soos 'n koning bederf word. Ek moet sê ek het van my beste tye in Kommetjie gehad. Maar ek trek oor 'n paar dae, dan se ek weer op pad en dan kyk ons die wind weer waai. Mense, die het my nou nog nie ken nie. My naam is Ronke Vuren en ek vertel net my storieetjie en ek vertel hom uit die diepte van my hart uit. En vandag wil ek praat oor Josia. Is Josia Jesus? Of het Rome vir Jesus gekreë? Ek weet, dit is ietsie wat julle nie wil hoor nie. En dit is ietsie wat ek ook nie wil gehoor het toe ek 'n priester was in 'n Christenkerk vir 30 jaar van my lewe nie. En vandag kyk ek anders daarna, omdat ek Josia se stories gaan ondersoek het. Die van julle wat my nou nog nie ken nie, my naam is Ronke Vuren en ek vertel net my storieetjie. Ek vertel hom uit die diepte van my hart. Want ek glo julle moet dit ook weet. Dit is weggehou van ons wat ons dit nie mag weet nie. As jy Josia se storieetjies gaan ondersoek, dan gaan jy vind 1. Josia was baie nederiger, baie meer spiritual en baie meer inwaarts het gegaan. Hy was iemand wat mense geleer het hoe om inwaarts te gaan, hoe om die lig deur hulle te laat skyn, hoe om 'n beter mens te word. Dis wie Josia was, totdat Rome dit totaal verander het. As jy die Exensis en die Gnostiese geskriftes gaan lees, wat ook baie oor Josia praat, dan sien hulle hom meer as 'n profeet, meer as 'n Messias, meer as 'n leraar. En as jy die geskiedenis van Josia doen, het hy gemeditate, hy het gevaas en hy het stilte tye geniet. Hy het arme mense gehelp, mense wat nie gehad het nie. Dit sy lewe gegee vir hulle. Heeltemal anders te Josia wat ons vandag ken. Hierdie Josia het nie een dag geglo in Christianity nie. Hy het nie een dag geglo aan 'n Bybel nie. Hy het nie een dag geglo in dat jy 'n middelman nodig het om tot God te kom nie. En hy het nie geglo in kerke nie. Dit is die regte Josia. Dit is wat jy buite jou Bybel kry. En weet julle wat die ergste is van hierdie Josia? Nie net was hy anderste nie, maar 70% van die wonderwerke wat jy in jou Bybel lees, het Josia nie gedoen nie. Hy is nie gebore op 25 Desember nie. Uit 'n virgin uit nie. Hy het nie meeste wonderwerke gedoen nie. Wat vreemd is, mense nog gedink het dat hy ander groot wonderwerke gedoen het. Alles wat ons in ons Bybel lees. Weet jy wat nog aardig is? Is dat hierdie Josia, sy eie broers wat ook apostels was, praat ook niks van die wonderwerke wat ons lees in ons Bybels nie. Hulle praat ook nie van dat hy God is nie. Thomas praat nie daarvan. Maria, die een wat Josia liefgehad het, praat nie daarvan nie. Ag, meeste van die honderde evangelieboeke wat ek en jy, wat ek jy nog nie eens gelees het nie, wat net weggestoot is en Rome gesê het ons aanvaar het nie, praat nie daarvan. Sien julle 'n verskil? Kom ek wys julle nog iets. Josia was swart. Die Ethiopiese Bybels, die oudste geskriftes wat ons hande op kan lees, sê hy was swart. Van die oudste. Josia, ons Bybel sê hy is wit. Josia is gebore in Nasaret. Jesus is gebore in Bethlehem. Sien jy die verskille?
Dit wil vir my voorkom asof Jesus gecreate was deur die Rome Catholic Church. Dit is om sê ek baie keer, mense, ek glo nie in Jesus, ek glo wel in Joshua, want Joshua was baie diep spiritual en uit spirituality beoefen, en dit lees jy die Gnostics Exenses, as jy dit gaan lees, gaan jy baie lees oor Jesus, en baie ander geskriftes wat buite jou Bybel is, wat ons nie mag lees het nie. Nou kom ons kom nou na ons Bybel toe. Ons eerste geskriftes wat geskrywe was in ons Nuwe Testament oor Joshua is geskrywe omtrent so 20, 30, 40 jaar na Jesus. En dis Apostel Paul. So hy was die naaste aan Jesus. Was Apostel Paul 'n ooggetuie? Nee, hy het hom glad nie geken. En Apostel Paul erken in die Bybel self, alles wat hy neerskrywe kom uit Lalaland uit en nie van mens af nie. Apostel Paul praat niks oor Jesus se wonderwerke nie, amper niks. Hy praat amper niks van Jesus as 'n mens nie. En hy verdraai Joshua se lerings en bring dit anders uit. Paul praat baie oor die kruisiging. En tog, as ek teruggaan na die eindsing geskriftes toe, dan praat Jesus se broers niks van 'n kruisiging nie. Daar was honderde evangelieboeke, 99% hulle praat nie oor die kruisiging nie. Maria praat nie oor die kruisiging nie. Hier kom Paul uit met 'n kruisiging wat moes plaasvind. Wat vir my vreemd was. En Apostel Paul kom altyd Lalaland uit. Nou dit is nou omtrent 20, 30, 40 jaar na Jesus. Toe besluit die eerste apostel in jou Bybel, Markus, is eintlik die eerste ene. Dis nou na Paul, want Paul se boeke is die oudste in die evangeliese boeke. So Apostel Paul noem basies niks. Hier kom Markus, en Markus kom toe 40 jaar na Jesus. En hy praat oor Jesus, maar hy sê ook dat Jesus was 'n timmerman en Jesus en Maria is by mekaar, en hy bring in, hy is gebore uit 'n virgin uit. Joshua, voor Bybels, praat niks van hy is gebore uit 'n virgin uit. Maar Markus verander die storieetjie bietjie. Markus las aan daar by Paul se boeke, waar dan, ja, hy was gekruisig en hy was 'n opstanding, en hy sit 'n bietjie by. Maar die wonderwerke is min. Hy het op die water geloop en hy het mense gevoed en hy het blindes en krippeles gesond gemaak. Wonderwerke is min. Nou wat vir my snaaks is, hierdie 4 apostels het ons min of meer ons dieselfde tyd. Hulle is broers. Dis nie so nie. Dis vir ons geleer was. 20 jaar later besluit die volgende apostel, Matteus, Heer, ek wil ook 'n boek skryf. En hy gaan skryf ook oor Jesus. En hy gaan sit meer wonderwerke in en verander die storieetjies 'n bietjie, en hy kom met die kruising en sê nee. Kruising is eintlik 'n bietjie anders daar. Dat het nie die middag gebeur nie, in die oggend gebeur. Hy sê weer nee, daar was soveel engele en nie so wat hulle gesê het nie. En ja, Jesus se laaste woorde was dit gewees, nie wat Markus gesê het. Hy verander die kruisiging so bietjie. En nog 20 jaar later, hier kom Lukas. En hy besluit, nee man, nee, ek stem nie saam nie. My broers is verkeerd. En hy sit nog meer wonderwerke by. En hy gaan en hy vertel nog meer, verander die hele kruisiging. Hy sê nee, dit is sy laaste woorde. Die ander 3 is verkeerd. En dit is wanneer hy gekruisig is. En dis hoeveel engele daar was. En hy het totaal verander. Dis nou 60 jaar na Jesus wat Lukas nou besluit. Hy skryf 'n boek.
Ja, mense. Nou is dit klaar gemors. Want al die apostels spreek mekaar oor wat gebeur het. Nou nog 20 jaar later, hier besluit Johannes, nee my donderman, julle is almal verkeerd. Weet hy, so 100 jaar later, hy bewe, en hy is al 'n ou toppie. En hy skryf, sit nog wonderwerke by. En hy gaan verander ook die kruisiging, hoe hy hom wil hê. Nou is dit 'n totale gemors. Mense, ons is die 12 hier. Dit is 4 apostels. Hoekom het die 4 apostels nie dieselfde tyd geskryf het? Maak nie sin nie, né? Behalwe as Rome self daai boeke geskryf het. Want die 4 evangelieboeke is gevind in Rome. Nadat daar honderde was in Jerusalem, geskryf in Aramees en omliggende tale, Jesus se taal. Kom hierdie boeke in Hooggrieks uit. Geen name nie. En ons kerke, wat die Heilige Gees het, ons dat dink is apostels. Tog die Heilige Gees staan vir waarheid. En elke apostel wat kan met die Heilige Gees en verdraai die storieetjie. Sien julle hoe 'n Josua sy hele storieetjie net heeltyd groter gegroei het. En elke ou wat 'n boek geskryf het, het dit bygelas en toe by Johannes kom 100 jaar later, toe is hierdie Josua sommer God geraak. Ja, mense, ons is die 12 hier, ons kan maar sien as 'n fout. En dis kom ek julle sê, dat Josua is nie Jesus nie. Josua is in my oë gekreëer deur Rome Catholic Church om groter en groter gemaak, sodat hy groter is as alle ander gelowe, en gesê, hierso, dit is nou die waaragtige kerk. Julle sal hom dien, en hierdie kerk het Rome op mense afgedwing. Dieselfde storieetjie. Josua het 70% van hy wonderwerke gedoen nie. Josua sê die ouer geskriftes was nie gekruisig nie. Sien jy die verskil tussen Jesus en Josua se storieetjies? Rome het Jesus gekreëer in my oë. Wat was Josua se storieetjie oorspronklik gewees? Josua se storieetjie was oorspronklik dat hy het mense geleer en gesê, ouens, alles wat ek kan doen, kan julle doen en meer. Dit was Josua se verhaal. Daarom sal die Orsenses en die Orthodoxes, as jy hulle gaan ondersoek, jy vind dat hulle baie gevolg het, the way of Christ, the way of Joshua. Want dit was 'n leefwyse, nie 'n kerk nie, nie 'n Bybel nie 'n beheersisteem nie, dit was 'n leefwyse om mooi te wees, om 'n lig te wees, om goed te doen, om lief te hê, om te respek, om alle lewe lief te hê, om net 'n totale lig te wees, want God is lig. En sê die Bybel nie, God moet deur jou skyn nie. Maar hoe kan dit gebeur, as jy nou altyd soos 'n idioot te kere gaan? So jy moet die Christ conscious in jou wakker maak. In ander woorde, liefde, langmoedig, verdraagsaam, raak nie kwaad nie, is nie opgeblaas nie, is nie 'n totale idioot nie. Praat nie neer op ander mense en ander gelowe nie. Doen nie kwaad nie. En al daai mooi dinge. Dit is Christ conscious. En dit is wat Josua probeer om mense te geleer het om hulle self wakker te maak. Daarom het Josua sy lewe, sy rappie, sy visvang daar wat hy net simpel kon wees, afgesterwe om mense te help. En Rome kom nie daarmee saamwerk. Want as mense mekaar help, dan het hulle nie 'n system, 'n kerk nodig nie. Daarom het Rome gegaan in my oë, mense. En hulle het hierdie kruisiging gekreëer, sodat ek en jy moet glo. Hy's dood aan 'n kruis. Sy lewe wat hy prys gegee het, was aan 'n kruis. Ek sê nee, uit sy rappie, sy fliek, sy visvang,
sy leefwyse afgesterwe om altyd 'n lig te wees, 'n diensknegt te wees vir mense. Dit is hoe ek dit sien, en dit is hoe die Eksensies dit gesien het, en die Ortodokses dit gesien het, en honderde ander gelowe het dit ook so raak gesien. Hulle het nie gesien as 'n fisiese ding nie. Rome het vir my en jou laat dink dat hy het op die kruis gewees, en daarna is hy dood. En nou, asseblief sit lekker stil op die bank saam met my, sit sommer daar op die bank saam met my, en wag, hy gaan kom. Maar betaal net jou 10de. Wees gehoorsaam. Moenie teepraat nie. Moenie die Bybel bevraagteken nie. Sien julle die verskille tussen Jesus en Josua? Nou gaan julle nog 'n dingetjie wys. Baie mense sê dat Josua is God. Jesus het God geword. 100 jaar na Jesus Josua dood is. Besluit hulle gaan God maak. Sien julle hoe Rome probeer om hulle geloof wat hulle geskep het bo alle gelowe te maak? Hier maak hulle van God. Nou right. As Jesus God was, hoekom het hy gesê ek vaar op na die Vader? Ek sit op die regterhand van die Vader. Die Vader is groter as ek. Hoekom sal hy sulke dinge gesê het? As hy elke keer verwys as God bo hom en nie hy self nie. Hoekom het Jesus se broers en ma's en pa's en susters en nooit in hulle boeke geskrywe? Hoorie, my seun of my broer of my vriend is God nie. Maar verstaan julle wat ek julle sê? Hoekom sal die honderde evangelieboeke daar was nooit gesê het Jesus is God nie? Of Josua is God nie? Maar 100 jaar later, hier kom Johannes en hy besluit nie Jesus is God. Alright, as Jesus God is, kom ons kyk 'n bietjie daarna, of as Jesus God is. Hoekom het hy nooit teen slawerny gepraat nie? Hy het dit baie genoem, maar hy het nooit teen dit gepraat nie. Is God nie lief vir alle siele nie? 'n God wat lief is vir alle siele, sou ons daar teen gepraat het. Jesus het nie. Hoekom het Jesus so baie oor kindertjies gepraat, maar nooit genoem dat kindermolestering, kinderverkrachting verkeerd is nie? Alhoewel het gebeur het in sy tyd. Helfte van die mense in jou Bybel is getroud met kinders. Druk 'n bietjie in julle by ChatGPT. Vra vir al die kinders wat gemolesteer is, gebore, getroud is met ou mans, wat verkragt is, wat uitgedeel is as seksslawe. Druk dit in daarso. Dan gaan jy sien ChatGPT begin dit om vir julle te gee. En dan stop dit, dan word dit afgeskop, julle mag dit nie weet nie. So dit was 'n ou ding in die Bybel. Hoekom het Jesus dit nie gekeer en daarteen gepraat nie? As hy God was, glo ek, hy sê, want kinders is vir God die naaste aan hom, want hulle is die reinste, the purest of souls. As Jesus God was, hoekom sal hy sê dat die einde naby is? Koninkryk is baie naby. Die einde van alles is baie naby. Julle gaan dit sien. Hoe kon hy 'n ding profeteer en 2000 jaar later dit nog nie gebeur nie? Hoe kon 'n waaragtige, almagtige God 'n totale fout maak en 'n profesie gee wat 2000 jaar later nog nie tot vervulling gekom het nie? Verstaan julle wat ek julle sê? As God 'n God van liefde is, hoekom sou Jesus gesê het, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar my swaard. Dis 'n ander plek in die Bybel sê, bring hulle voor my dat ek hulle sal doodmaak. Nie heeltemal seker met die woorde en my staan so in die Bybel. So met ander woorde, as ons Bybel reg lees, maar ons gaan buite ons Bybel begin van agter. Jy begin al by die Eksensies, die Ortodokses en toe boeke van Thomas en Jesus se broers wat apostels was en die boeke van Maria, gaan jy 'n totale ander Josua kry as wat jy 'n Jesus in die Bybel kry. Dis amper asof
'n eenvoudige man wat net 'n voorbeeld was, wat mense kon leer het om binne toe te gaan, elke keer ge-upgrade is, totdat in boeke van Johannes soos hy God. Dan sê ek altyd, volg die paper trail, volg die money trail, en dan gaan jy vind, vanaf Rome ingekom het, en godsdienst oorgeneem het, en beheer het, dan gaan jy sien dat hulle boeke, Jesus, Joshua, ge-upgrade, en ge-upgrade, en ge-upgrade, en ge-upgrade die hele tyd. Elke 20 jaar is ge-upgrade. En toe raak hy na God. En wie beheer Christianity? Die Vatican. En is die Vatican nie rou nie? Nou ja, mense, dis kom glo ek nie in Jesus nie. Maar ek glo wel dat Joshua bestaan het. En ek glo wel dat Joshua se boodskap was dat ek en jy soos hy moet word. Die lig word, Christus wil ons self wakker maak. Wat is daai Christus wat ons moet wakker maak? Liefde, langmoedig, verdraagsaam, laat nie kwaad nie, is die opgeblaas en doen goed aan ander. Al die mooi vrugte van die Gees. Ja, sien julle, en dis hoekom ek dit met julle deel. Ek glo dat Joshua lewe vandag binne in elkeen van my en jou. Want God sê, Christus lewe in julle. En God sê, alle siele is uit hom gebore, jy en ek is ook 'n kind van God. So hou op wag vir ietsie wat nie gaan kom. Mag julle 'n pragtige dag hê, groete, liefde.